As gevolg van saad wat gesaai is in die koninkryk, Here. Hier kom reën oor elke saad en Vader, die woord sê die enigste plek waar ons hier kan toets is in ons finansies. En Vader, vandag, Here, nie met korrupte harte en kom toets ons hier vandag en laat U nie die sluise van die hemel vir ons sal oopmaak nie. Kom reën daaroor. In Jesus se naam in die kerk sê, amen. So volgende is vir ons 'n absolute groot voorreg. Wag het wil om te gaan en dan, sorry, jy gaan nie weg nie, ons sê nie. Dis vir ons 'n voorreg. Ons is besig hierdie jaar met groot dinge. Ons weet, ons het al laas jaar begin, die einde van laas jaar en dis vir my vandag 'n voorreg om 'n paar leiers van ons kerk voor te stel op Visie Sondag. Dis dit by ons huis ook gaan, ek gaan nie jokkie. So vandag is dit dus ons kerk is 'n kerk wat lewe uit groepe, uit klein groepe, groepslewe. Ons noem dit grow groups. Ons het die naam se laas jaar so einde laas jaar so 'n bietjie verander van 'n life group na 'n grow group toe, net om so 'n bietjie identiteit te gee aan wat ons doen. So ons leer en ry, ons groei in groepe. So ons sê vir mekaar is dat ons groei en ons word geherder in groepe, in klein groepe. Ons lees dit in die Bybel en in Handelinge, die eerste kerk wat gestig is, het hulle bymekaar gekom in die tempel en van daar af van huis tot huis brood gebreek, die evangelie verkondig en so die kerk ook gesond gebly. So partykeer is dit moeilik en julle sal my nie glo nie. Van julle raak kwaad omdat Andries nie by jou uitkom nie en ek sê altyd alle liefde en respek, is nie dat ek nie wil nie, glo my vandag ek wil. Maar ek weet ook vandag is dit is partykeer moeilik. En ek wil nie jy moet jou hart maak nie, ek wil eintlik jy moet jou hart oopmaak sê, miskien is dit tyd vir my om by 'n plek te kom waar die Here my dalk wil gebruik en dalk moet ek kyk dalk oor 'n paar mense en die werk ligter maak van 1 persoon of 2 persone of 3 persone of 4 persone. En ek dink dit maak dit makliker vir die kerk. Ons lees dit in die Bybel en dis kom ek sê dis 'n Bybelse formaat, 'n Bybelse model. So ons het live groups in ons of grow groups in ons kerk. Julle sal sien volgende week sal die name en die gesigte alles in die areas wees, maar vanoggend is dit vir ons 'n voorreg om ons leiers aan te stel en voor te stel in die kerk. Dis leiers wat oor groepe aangestel het in sekere areas. So en ek gaan nou eers vra vir ek gaan jou vra om jy kan hulle uitroep. Ja. Dis 'n paar, ek sien hierdie mense voor. Is George en Leandra. Karel en Krishna. Jaco Louise. En Tippie en Missy. So vandag is dit vir ons 'n voorreg om julle voor die kerk voor te stel en ek weet ons het amazing groei groepe leiers, grow group leiers. Hier is dit mense wat ons sê altyd ons dra alles in gebed op. Dis wat die Here vir ons gewys het en ek weet in volgende seisoene soos vir die kerk en soos wat dinge groei en gaan die Here meer mense vrystel, maar dis wat die Here vir ons gewys het, dis wat die Here vir ons sê het en ek sê altyd al die mense is beproef. Inteendeel as ek wil nie vir elkeen 'n storieetjie vertel nie, maar ek weet my vrou sê altyd daar's niemand wat meer lyk soos ek as Theo Peer nie. Hy dink soos ek, doen soos ek, maak soos ek en dis my praat soos ek en is my weet nie altyd of 'n goeie of 'n slegte ding is nie. Maar ek moet ook vir sê van die kerk, ek dink net na Jacole, nee, hulle was voor Jacole gewees. So hulle is eintlik langs in die kerk van alle mense in die kerk. Hulle was toe daar nog 2 mense was, as hulle wel uit saamgekom saam met sy broer en sy ma en sy pa, sy was amazing geweest. So hulle kom al so lank ruk, Jaco en Louise, dis ook mense wat op ons raad sit. Hulle shepherd meer as wat ek dink wat ons shepherd en mense is lief vir hulle. En Karel en Chris, as jy ooit saam met hulle enigiets te doen gehad het, weet jy dat hulle harte is vir huwelike, vir kinders. Ek dink as min mense wat dit uitbeeld, wat jy dit uitbeeld. Ons het die geleentheid gehad om baie tyd saam met te spandeer, saam met huwelik en dit. En ek gaan vir julle sê, oral waar julle kom, there's a residue of God's goodness and God's grace en dit is my regtig lekker om dit te kan sien, so die Here julle gebruik en 'n kort rukkie opgelig het in hierdie kerk. George en Leandra, ek weet nie wat om meer te sê nie, dis mense wat op 'n snaakse manier by die kerk opgeëindig het en die Here het julle net kom laat accelerate en soveel dinge. Mense is lief vir julle.
Ek sal dis van die lekkerste ding wanneer hulle sê, moenie worry nie, George en Leander het klaar vir ons gebid. Moenie worry, ons is in George en Leander se life group. Moenie worry, ons is daar sien. En ek dink dis wat vir my so mooi is dat julle doen die werk voordat julle aangestel is om die werk te doen. Altyd uitreik na mense en ons eer julle vandag as leiers van leiers en mag julle vandag die mandaat opneem. Ek weet vir van julle is dit die profetiese woord wat vir vervulling kom vandag. So mag julle dit nie net sien as 'n taak nie, maar mag julle sien as 'n roep van die Here. Amen. Hy sê hy bou sy kerk, maar hy doen dit deur mense. So mag julle so mooi kyk na die leiers, sodat julle na julle eie mense kyk. Lief julle, dankie julle so baie. En dan terwyl hulle hier so staan, net vir 'n oomblik. So ons het vandag 'n groot voorreg wat ons vir hierdie kerk vir die eerste keer 'n pastoorspaar aanstel. Ons groepspastore en ek wil vandag vir julle sê vir Tippie en Missy en Theo van julle wat hom ken as Tippie, Theo, Missy, ek gaan julle vra om hier langs met te kom staan. Ons wil graag ordyn vandag as pastore. Ek gaan vra as die olie gereed is, dan gaan ons hulle ordyn vandag. Dis nie net 'n ding nie, dis 'n groot ding vandag wat in die gees gebeur vir hierdie kerk. En ek weet dis nie net 'n ding, so ek gaan 'n paar dinge vir julle lees en kerk, ek sê altyd dis waarmee ons hulle meet. Daar's 'n Bybelse beginsel van hoe ons leiers meet. As julle my môre sien met snaakse dinge doen in die gemeenskap, moet julle kan sê, luister, daar is ons pastoor, daai ou doen nie wat die Bybel sê ons doen nie. Nie my opinie nie. Hy praat te lank en hy praat te vinnig gedoen. Dis jou opinie. Ware opinie, maar ek bedoel is jou opinie. Ons staaf dit met die woord. Is dit reg? So vandag gaan ek julle vra, kan ek julle vra om julle hande uit te steek na die party. So vandag in die teenwoordigheid van God en hierdie mense gaan ek julle 'n paar opdragte gee uit die woord. Volgens Handelinge 20 vers 28 sê die Here, wees herders van God se mense. Hy sê in 2 Timoteus 4:2 sê hy, julle het nodig om die woord te verkondig. In 1 Timoteus 3 vers 1 tot 7 sê hy, jy het nodig om 'n heilige en rein lewe te lewe. In Efesiërs 4:11 en 12 sê hy, julle het nodig om die gelowiges toe te rus. In Efesiërs 4 vers 3 sê hy, julle het nodig om die eenheid na te jaag. In Titus 1 vers 9 sê hy, julle het nodig om gesonde lering te bewaak van die Bybel. So vandag gaan ek julle vra, daar waar julle vandag is, wat is julle antwoord vandag op die Bybelse beginsel van hoe om leiers te wees van God se mense? Amen. So ek gaan julle vra, daar waar julle is, kom steek ons hande uit en ek gaan net vra as daar baie olie is, kom ons olie hulle. Terwyl hulle hier staan, waar is klein Noah? Kan hulle hom gaan bring? Asseblief, ek kan nie sien. Kan iemand dalk hulle gaan net roep? Terwyl ek vir julle bid en ek bid sommer so vir julle en ek sê Here, maar alles gebeur in God se perfekte tyd en sy perfekte wil. En hy wys my klein Noah. En hy sê hierdie seun het 'n nuwe seisoen oor julle kom verklaar met sy geboorte. Net soos wat Noag gebou het, kom verklaar hy vandag 'n seisoen oor julle in God se perfekte wil en sy perfekte tyd. Dat hierdie is 'n seisoen van obedience, van bou, van eenheid. En dit is my so mooi, die ark het 3 vlakke gehad. En vandag verklaar ek, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, se teenwoordigheid oor julle as gesin. En mag julle weet, dat hy julle omring,
dat sy teenwoordigheid vooruitgaan en die pad vir julle gelyk maak. En ek bid die salwing wat saam met hierdie gaan, om nou oor julle uitgestort te word. Want dis nie iets wat ons kies nie, dis wat God kies vandag. 'n hemelse mandaat. En vandag, Here, bid ek u salwing, u seëninge oor hierdie gesin. Here, ek bid dat u julle harte sal breek vir dit wat u hart breek. Ek bid dat hulle mense sal bou. Ek bid dat hulle u mense sal lief hê. Ek bid vir wysheid en insig, kennis. En ek bid dat u hulle diep sal trek in 'n plek van gebed, in 'n plek van consecration, dat hulle bediening uit dit uit sal vloei, in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Amen. So kom ons steek ons hand uit, Vader, in die naam van Jesus. Ons wy hierdie pastore toe aan die diens. Sal julle sal versterk, lei en vervul met die Heilige Gees. Mag hulle met u hart, u mense herder, en met wysheid u mense lei. Ons kom eer u vandag in Jesus se naam. Amen en amen. Amen en amen. Wat 'n groot voorreg gaan en gaan wees wat Jesus vir sy mense was en dankie julle, dit is 'n regte voorreg. Kom ons gee vir almal 'n hande klap. Ek wil sê klein Noah is 2 weke terug gebore. Wel, nie eers 2 weke terug nie. So 12 dae terug is hy gebore. En onthou nog die dae toe ek 'n baie klein babatjie in die huis gehad het. O, hey. Die oomblik was baie groot. Kom hier so. Net vir 'n foto vir die volgende dienste. Julle kan net so staan, ons is joune. Dis hy. Staan net so vir 'n foto. En so, ons almal is hier so vir Visie Sondag. Amen. So, ons het julle verras volgens met dit. Van julle wat worry, ek weet van julle is besig om te vas, so moenie worry nie, ons gaan julle tyd steel vandag. So dit gaan voel of die tyd vinniger verbygaan. Van julle wat nie vas nie, moenie worry nie, dit gaan vinnig wees. Goeiemôre kerk. Dis so lekker om vanoggend terug te wees. Ek moet regtig vir julle sê, ek in Engels sê hulle ek het FOMO gehad die laaste paar weke om nie in die huis te wees nie. So vanoggend is regtig vir my so lekker om terug te wees en ek is so opgewonde oor die jaar. Ek weet nie of jy is nie, maar ek is regtig baie opgewonde. Miskien is dalk jy nie opgewonde oor die jaar nie, oor dit wat in die verlede gebeur het, wat laas jaar gebeur het en jy sê ek het al hierdie gehoor om te hoor, ja, hierdie gaan jou die beste jaar ooit wees. Het almal dit al gehoor? En dan by die 4de Januarie, dan begin die dinge te kom, die uitdagings van die lewe, en dan sê soos hierdie gaan nie my beste jaar wees nie, maar ek wil vandag vir jou sê, dat ek is regtig opgewonde oor die jaar, nie omdat hierdie ons beste jaar ooit gaan wees nie, maar ek glo dat die woord vir die Here die jaar vir ons gegee het, gaan ons standvastig maak. Al kom die storms, al kom die winde, al kom die uitdagings. En ek weet nie, as jy terugkyk na 2025, ek wil net so met 'n waai van 'n hand sien, wie kan terugkyk na 25 toe en sê dit was 'n jaar van veranderinge, baie veranderinge, soveel veranderinge, en dinge het partykeer gevoel, dit voel moeilik, want dit is dinge wat ek en jy nie beplan het nie. Daar is sekere dinge waardeur mense gegaan het, sekere mense het dalk aanbeweeg uit jou lewe uit en daar was 'n sekere klomp verskywings wat gebeur het en ek wil vandag vir jou sê, al hierdie dinge, in Engels sê dit het ons geset up vir dit wat die Here hierdie jaar wil kom doen. So die laaste 3 maande van die jaar toe, het ons begin bid en ons vra die Here vir rigting en vir 'n woord vir die jaar en om ons te wys waarheen wil hy ons vat. Nie wat ons wil doen nie, maar waarheen wil hy ons vat.
En so eendag, die Here praat baie keer met my in een woord en die Here gee vir my hierdie woord en hy sê, die woord wat ek hoor is bou. En ek sê, wow, ek hou van dit, want ek weet ons vertrou die Here vir grond en ons wil 'n kerk bou. En ek voel opgewonde in my gees en hy sê, stop, dis natuurlik ook moontlik. Maar ek wil vandag vir jou sê, dat die woord vir die jaar, wat bou is dat hierdie jaar gaan ek en jy, ons gaan families bou, ons gaan gesinne bou, ons gaan huwelike bou, ons gaan groepe bou, ons gaan in leierskap inbou, ons gaan finansies bou, ons gaan God se koninkryk bou. Hierdie is 'n jaar van bou. En ek wil in 'n baie, pastoor gee nie vir my baie tyd vanoggend nie. So ek wil die woord vir die jaar, ek weet nie of ons hom asseblief op die skerm kan kry nie. Die woord vir die jaar, en ons gaan dit in Engels sê, as advance, arise and build. Nou sê die woord advance, die Afrikaanse woord vir dit is vorder. Dit beteken om vorentoe te beweeg. Dit voel vir my, jy sit nog vas iewers, want ek wil gou vir jou vra, wie is moeg daarvoor om op een plek vasgevang te wees? Die woord oor die Here verklaar oor jou vir hierdie jaar, dis tyd om vorentoe te beweeg. Dit spreek van momentum, van groei, van beweging, en ek hou van hierdie, van goddelike versnelling. Laas jaar in Oktober het ek by 'n konferensie bedien en daar was 'n profeet van Amerika en na die sessie kom hy na my toe en hy sê vir my, hy sien hoe die Here gekom het in 2025 en hoe sy hand diep in die fondasie ingegaan het. En 'n klomp uit die Engelse woord impurities kom uithaal uit die fondasie uit. Hy sê want we cannot build on a crooked foundation. En as jy terugkyk, dan kan jy sien dat die Here klomp dinge kom wegvat het en miskien was dit ongemaklik, maar ek wil vir jou sê, ons kan nie op 'n skewe fondasie bou nie, maar hierdie is die seisoen. Dit het aangebreek vir my en jou om te bou. Die voorbeeld wat ek wil gebruik vir oggend en wat ons deur die jaar gaan gebruik en ek vra jou, gaan lees die boek van Nehemia. Want dit gaan jou regtig help. Daar's soveel beloftes, soveel waarhede, soveel rigting daar binne. En ek het dit bestudeer nou al vir maande, so ek gaan regtig probeer om dit so vinnig as moontlik vir jou te noem. Maar voordat Nehemia begin bou het aan daardie muur, het hy gestop, hy het gevas en hy het gebid en het op die Here gewag. Nehemia was 'n man van gebed. Ek glo in my hart dat hierdie huis 'n huis van gebed sal wees. En as jy nog nie ingeskakel het by ons vas nie, ons gaan nou vir ons laaste week, ek wil jou vra, skakel in by ons die laaste week, vir die laaste 7 dae, en vas saam met ons, vertrou saam met ons, vertrou vir jou gesin, vertrou vir jou besigheid, kom ons belyn onsself met die woord van God. Nehemia, sy visie was duidelik. Ek glo hierdie jaar gaan die visie duidelik wees vir ons. En ek glo soos wat ons deur die jaar gaan, sal pastoor Andries dit al hoe meer vir ons oopbreek. Ek glo vanoggend jou die woord wat hy gaan bring, gaan jou lewe omkeer. Hy was toegewyd om die muur te bou. Hierdie jaar sal 'n jaar wees wat ons klaarmaak wat ons begin. Amen kerk. Ons gaan nie begin en halfpad opgee nie. Dis 'n jaar wat ons begin gaan ons klaarmaak. Die oomblik toe hulle ja gesê het om hierdie muur te herbou, die mense. Die volgende ding wat gebeur het, was teenstand, oppositie, en jy kan dit maar verwag. Ek wil vir jou sê, al is hierdie die beste jaar van jou lewe, oppositie gaan kom. Wees maak ruimte daarvoor, moenie dit gaan kom, die oomblik wanneer ons ja sê. Maar, bly bidend, bly standvastig, bly gefokus, bou en bewaak daardie muur. Hierdie is net 'n jaar van stryd nie, van battle nie, maar hierdie is ook 'n jaar van bou. Jy kan in die boek van Nehemia gaan lees, waar hulle geveg het. Hulle het gebou met die een hand, en hulle het geveg met die ander hand. 'n gereedskap in die een hand, en 'n wapen in die ander hand. Die muur is in 52 dae voltooi. Die betekenis van 52 is herstel, voltooiing, beskerming, goddelike spoed, herbouing, nuwe struktuur en deurbraak. En dis die genade wat God vir ons sal gee in hierdie seisoen om te kan bou.
So, hierdie jaar is die jaar van vordering. Advance, arise and build. So ek wil eindig met die laaste skrif wat in Jesaja 60, twee laaste skrifte, Jesaja 60 vers 1. In Engels ken ons dit nou beter. Hy sê, arise and shine, for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. Nehemia 2 vers 20 en ek gaan dit vir jou in Engels lees. En dis ons skrif vir die jaar. Jy gaan skryf dit iewers neer, in jou yskas, in jou spieël, in jou kar, gaan skryf dit iewers neer. Sit dit op jou foon as 'n screensaver, dat jy jouself konstant kan herinner aan dit wat die Here vir ons sê. Hy sê, the God of heaven himself will prosper us. Therefore, his servants will arise and build. Come on, church! So terwyl ons hier daar so staan, ons sit, kan ek net vinnig vra vir almal op te staan, net as 'n profetiese oomblik vanoggend en ons gaan opstaan in die kerk, ons gaan opstaan in ons gemeenskap, en ons gaan sinne, families, en ons gaan intentioneel moet bou. Dit wat die Here vandag vir jou stuur, het jy nodig om te verstaan, dit is 'n boublok wat hy vir jou wil gee, sodat jy kan bou in jou eie lewe. Ons het nodig om noukeurig te wees in hoe ons dinge doen van, wel, eintlik ons hele lewe lank, maar kom ons sit 'n vergrootglas vandag op die dinge wat die Here vir jou gee. Jou salaris vandag is nie net 'n ding wat jy net uitgee nie. Jy moet bou daarmee. Jou gesin wat die Here vir jou gee, jy het nodig om te bou daarmee. Die lewe wat God vir jou gee, jy moet bou daarmee. Intentioneel. Alles wat jy los vir toeval, die eindproduk daarvan is 'n gemors. So vandag wil ek vir jou vra as wat jy opgestaan het. As profeet, miskien sê jy anders, ek sien julle kerk en vandag wil ek verseker nie deel wees van die kerk nie. Ek verstaan dit. Maar vandag vir jou vra, daar waar jy gestaan het vandag, mag jy vandag die woord van God vat en sê, Here, mag ons bou soos nog nooit tevore nie. Mag ons opstaan en die God wat gesê het, ek sal julle laat vooruitgaan. Mag hy die een wees wat my laat vooruitgaan in Jesus se naam. En die kerk sê amen en amen. Amen. Julle mag julle sitplekke neem. So volgende is dit my absoluut voorreg. Dankie worship team, aanbiddingspan. Julle was regtig great geweest. Ons eer julle. Van julle wat nie weet nie, dis nie 'n nuwejaarsvoorneme vir my nie, maar ek doen dit nou al ek het net gekyk vir 632 dae aan een sonder om 'n oefening te mis per dag. So vir 632 dae oefen ek elke liewe dag. Nog nooit 'n dag gemis. In 620, ek gaan nie die agterkant van die storie vertel nie, as gevolg van die Pretoria skou nie. So, die Pretoria skou het my geknak, dit het my gebreek. Ek het binne in die Pretoria skou, ek was al binnekant gewees, en terwyl ek daar gestaan het, was ek in een van die ritte gewees, en die oomblik toe ek vir hulle sê, okay, maak toe. En toe sê hulle, meneer, ons kan nie toemaak nie. Toe sê ek, jy maak toe. Toe sê hulle, meneer, ons kan nie, want jy pas nie in nie. Sê ek hoor nie wat jy sê nie, ek gaan intrek. Asemhaal, as my asemhaal, dan druk jy daai sitplek toe so vinnig wat jy kan. En na die derde keer toe sê hulle, meneer, die mors almal se tyd klim af. So 'n paar dae later toe sê ek myself, en miskien is dit tyd vir my om dalk iets anders te kom doen, nie wag vir 'n nuwejaarsvoorneme nie. Miskien is dit tyd vir hom te verander. Miskien het ek nodig van die spieël waardeur 'n man kyk en die spieël waardeur 'n vrou kyk, twee verskillende spieëls. Die man sien altyd die beste in homself in daai spieël. Hallo mans. Natuurlik, jy kyk jouself en sê, al is daar 'n hangkas, en sê vir jouself, my bokkie, ek het dit nog nie. 'n Vrou kyk binne in dieselfde spieël en sy sê, my man, lyk ek vet. En mans, ek wil vandag vir jou raad gee, namens hierdie ou hier voor, wat 19 jaar getroud is, ek wil vandag vir jou raad gee, daar is nie 'n regte antwoord vir daai vraag nie. Of jy ja sê of nee sê, die antwoorde bly verkeerd. So ek vandag vir jou sê, is die oomblik wanneer sy vir jou daai vraag vra, maak of jy telefoon lei. Maak of die Here nou net aan jou verskyn het in 'n bonatuurlike manier, sê my bokkie, ek het nodig om met die Here te gaan praat. Is dit reg? So jy sê, kry jouself al 'n gesprek uit, want hy gaan nie goed eindig vir jou nie. Enige wat langer as 2 jaar getroud is, weet vandag daar is nie 'n regte antwoord vir daai ding nie. Maar nog steeds. So ek het myself gesê vir 'n jaar lank sal ek by my huis oefen. Ek het vir my die duurste klere hanger gekoop in my hele lewe. Die duurste een, die treadmill. Van julle wat al 'n treadmill gehad het, weet as jy 'n treadmill het, jy gebruik hom se eerste 2 dae want dit is lekker en jy sê jy het een en daarna hang jy jou klere op hom. Daarna sê vir die vrou wat die klere stryk, hoorie so gebruik maar daardie want niemand gebruik hom in
En anyway nie, so dan hang jy al jou klere daarop, maar anyway, ek gebruik myne. Maar daar's 'n manier so wanneer jy gemotiveerd raak of gemotiveerd is veral in die begin van enigiets, dan is dit vir jou lekker om dit te doen. Onthou jy huwelik was lekker geweest in die begin. Ek hoop dit is nog steeds lekker, maar dit was lekkerder aan die begin. Manne, asseblief kan ek 'n amen kry. Hallo, manne, asseblief enigiemand. Asseblief so van julle wonder nou, is dit die regte antwoord, verkeerde antwoord? Wat wil jy moet ek sê? Ek is so, dit was lekker in die begin, is nog steeds lekker. Hallo, is nog steeds lekker. So huwelik is nog steeds lekker, maar dan was iets anders te gewees, jou honeymoon. Dan was iets anders ter. Jy was weg. Okay. Jy was weg gewees vir die naweek. Okay, ek gaan op vir dit, okay. So nou as ek op die treadmill en as jy gemotiveerd aan die begin van die jaar, ek hardloop, maar wie van ons weet so, as jy begin hardloop in 'n ding en jy begin met dinge te werk, dan jy verloor entoesiasme. So ek klim op die treadmill en nou gaan ek hardloop, maar daar's 'n wanneer jy op die treadmill is, dan vra hy vir jou, wat wil jy graag bereik in jou oefening? Nou as jy nie in die medical round kon ingepas het, dan sê jy vir jouself, ek wil verloor. Alles. Sê ek, okay, ek klim op hierdie treadmill en ek sê asseblief doen my cardio en ek wil graag vir so 'n bietjie gewig verloor. Dan is hierdie treadmill geprogrammeer om jou op hierdie rit te vat waar hy die verstellings hoër laat dat jy voel of jy deur die berge hardloop of jy deur woude hardloop en hy's geprogrammeer om presies te doen wat hy gesê het hy gaan doen. So hy doen dit. So jy skrim en sê okay, nou gaan ek hardloop. Maar wie van ons weet wanneer hierdie treadmill begin hardloop, wanneer jy begin op die treadmill hardloop en jy daar's 'n sekere knoppie op hierdie treadmill wat ons noem en daar is nie 'n goeie Afrikaanse woord daarvoor. Ek seker daar is, maar ek ken nie dit nie. As die woord manual knoppie. Die een wat jy in jou eie krag, jy vat dalk as die oomblik as jy begin hardloop en sê ek voel bietjie moeg nou en ek weet hierdie ding gaan nie beheer oor my nie. Ek sal vir hom sê hoe ek gaan hardloop. Dan druk jy die manual knoppie. Dan bepaal hoe jy deur die woud gaan hardloop of hoe jy deur die berge gaan hardloop. As jy wil op 2 hardloop, dan hardloop jy op 2. As jy op 6 wil hardloop, sê hardloop op 6. As hulle sê jy gaan hierdie berg nou opklim met die hoogste styl helling, dan sê jy vir jouself, nee dankie, ek gaan hom eerder terugvat na nommer 2 toe. So dit wat gebeur, jy sit alles wat hy voor geprogrammeer is, vat jy eintlik in jou eie hande oor. Nou ek wil vanaf sê, my motivering, partykeer is 'n 0. So gebruik baie keer daai knoppie. So wanneer ek begin hardloop sê, ek weet my motivering is om gewig te verloor, maar wat ek gaan doen is, ek gaan begin die programmering in my eie hand oorvat. En ek dink by myself, terwyl ons besig om dit en die Here sê vir my, my seun, dis presies hoe meeste Christene hulle lewe lank deurwerk. Wat hulle doen is, die Here het vir jou hierdie plan vir jou lewe uitgesit, maar weet jy wat doen jy? Ek en jy beplan op ons eie motivering. En ons beplan ons lewe op die manier hoe ek en jy dit graag wil doen. So jy vat jou lewe in jou eie hande en jy sê vir jouself, dis hoe ek dit graag wil hê. Jy lewe die lewe op manual. So van ons het goeie planne gehad vir hierdie jaar, maar was nie God planne nie. Van ons het gesê, dis hoe ek graag my lewe wil uitspeel, maar wie van ons weet, dis baie keer nie God se manier hoe hy graag wil jy lewe moet uitspeel nie. Ons noem dit vandag die manier hoe jy die lewe in manual sit. God het hierdie groot plan vir jou volgens Jeremia 29:11. Hy sê, ek weet wat 'n gedagtes ek gaan koester, spreek deur 'n gedagtes van hoop en 'n toekoms. En wat jy dan doen is jy vat die lewe in jou eie plan en sê, weet jy wat ek gaan doen is, ek gaan op my eie manier, my eie pas en my eie dinge deur die lewe gaan. En dan kom jy agter, jy betaal die prys na die tyd. Nooit nou nie. Meeste van ons moet vandag verstaan, jy betaal die prys na die tyd en nie nou nie. En dis wat baie keer gebeur in ons eie lewens. Is wanneer jy die lewe op jou eie pas en jou eie manier lewe, dan mis jy baie keer God se plan vir jou lewe. En God het hierdie groot planne vir jou lewe. Groot planne vir jou huwelik, groot planne vir jou besigheid, groot planne vir jou gesin. Die vraag vandag wat ons vra terwyl ons begin hierdie jaar. Die vraag vandag is dit: is jy bereid om die handbeheer of die manual knoppie van jou lewe te verwyder? Is jy vandag bereid om die knoppie wat jy soveel kere gebruik in jou eie lewe te verwyder en te sê, weet jy wat anders, miskien het ek my hele lewe lank gelewe met 'n manual knoppie en sê elke liewe keer wanneer dit moeilik gaan en God wil ek moet deurgaan, dan sê ek myself, ek is nie bereid om daar deur te gaan nie. Elke liewe keer wanneer dit begin druk, dan sê ek vir myself, ek dink nie dis vir my die moeite werd nie, maar wie van ons weet, dis wanneer ek deur moeilike tye gaan, wat eintlik vir jou wys wat binnekant jou is. Ek wil eintlik vir jou sê, dis nie eintlik die moeilike tye wat jou bou nie, die moeilike tye is om vir jou te wys, wat het jy gedoen in die maklike tye?
Wat het jy jou hele lewe gebou in jou maklike tyd? Ek sê altyd, wanneer jy begin deur 'n vallei gaan, en 'n vallei is lekker maklik. Dis wat jy in die vallei doen, wat jy gaan opstel, om te kan sê of jy die berg gaan uitklim. As jy my nie glo nie, gaan klim môreoggend, gaan klim enige berg môreoggend. En dan gaan kyk jy of jy die berg gaan klim. Ek praat nie van die koppie nie. Ek praat nie van daar waar die kruis staan nie. Ek praat van klim 'n berg. Want jy sien, die berg vra van jou, wat het jy ingesit terwyl niemand gekyk het nie? Die berg vra vir jou, wat het jy gedoen terwyl niemand anders daar by jou was nie? Want wanneer jy wil die berg klim en niks ingesit het, gaan die berg weer sê, jy moet nog meer voorbereiding doen. Nou baie keer in ons eie lewe, wanneer jy weer dinge gaan, het die lewe of God vandag vir jou hierdie idee om vir jou te sê, miskien het jy nodig om so 'n klein bietjie werk in te sit in die tyd, wanneer niemand kyk nie. Dis jou stilte oomblikke, dis jou gebedslewe, dis jou aanbidding wat eintlik jou wys waarvoor jy in staat is. Dis is wanneer jy deur dinge gaan en sê, wat het jy ingesit in tye en moeilike oomblikke wat jy gaan wys. So vandag kerk, is julle reg? Ek hou van die agtergrond, maar ons het nodig om dit reg te kry. So ek wil vandag, en ek vra die Here, verduidelik vir my, sê vir my, wat is dit wat U graag wil kom doen in hierdie tyd? En ek weet, wanneer die Here my vat na boeke toe, wat ek gewoonlik nie lees in die Bybel nie, en hy vat my na die boek van Amos toe. Nou Amos, van julle wat al gewonder, Andries, waar is Amos uit in die Bybel? Ek het dieselfde vraag gevra 20 jaar terug, is dit reg? Nie nou meer, ek weet Amos is nou in die Bybel. Maar van ons sê, ek het nie geweet Amos is in die Bybel nie. So vanoggend, wanneer ons gaan kyk na Amos 9 vers 13, dan sê hy, en hierdie is 'n waarskuwing wat God vir sy kerk gee. En miskien praat God vandag met my, en miskien praat God vandag met jou. En hy sê die volgende, hy sê, verder sê hy, 'n dag sal kom wanneer die graan en die druiwe vinniger sal groei as wat hulle kan oes. Hy sê daar gaan 'n tyd kom in die wêreld wat hy geskep het, wanneer die sisteme so klein bietjie deurmekaar gaan wees. En hy gaan verder en sê, die sap sal afdrup van die wingerde teen die berghange, dit sal teen die skynsels afvloei. Dis groot oomblikke. Andries, wat is die waarskuwing vandag? Hoor hierso, hy sê, ek sal my volk Israel uit ballingskap laat terugkom, hulle sal verwoeste dorpe weer opbou en bewoon. Nou wanneer ek vanaf hier sê, is ons lees dit en ons dink dit is alles oor die spoed van hoe God dinge doen. Ons dink dit is alles, as ek hierdie moet gaan lees, dan sien ek, daar's druiwe periele en daar's plekke wat hulle wil wyn maak, maar daar's 'n oomblik ook waar hierdie druiwe begin vrot raak, omdat dit nie vinnig genoeg afgepluk kan word nie. Dit praat van stelsel, dit praat van spoed. Nou wanneer hy sê, daar gaan 'n tyd kom, en miskien is die tyd nou. Want as jy reg met jou eerlik is, hoe vinnig verander dinge nie so wat jy self bevind nie. Hoe vinnig verander dinge nie eintlik in jou eie lewe, in jou eie menswees nie. Miskien is hierdie profetiese woord vandag vir my en vandag vir jou. Miskien vandag 'n profetiese woord vir die kerk. En miskien het jy vir soveel jare gewonder, Andries, hoekom gebeur dinge so vinnig? En volgende wil ek vir jou antwoord kom gee. So hy sê, ons dink dit gaan alles oor spoed, maar dit gaan eintlik alles oor 'n nuwe proses. God is besig met 'n nuwe proses. Jy sien, wanneer ek en jy probeer dinge doen, op die ou manier van hoe ons dinge gedoen het. Ek verduidelik altyd wat my pa vir my gesê, die dag toe ek moes 'n gat geboor te sê, gaan haal asseblief die handboor. Nou, 'n handboor het gelyk soos 'n klitser. Wie van ons weet, van julle ouer manne, dis ek gee my ouderdom weg en ek gee my pa se ouderdom weg vandag. Hy het vir my gesê, ons mense, ons generasie het geweet wat dit is om te werk. Ek sê, pa, prys die Here daarvoor. Hy sê, ek wil hier met hierdie gat boor. Ek sê, pa, 'n gat kan ek boor. Hy sê, gaan haal die handboor. Nou, handboor in my gedagte is die boor wat met 'n battery werk. My pa sê, nee, gaan haal die handboor. Ek sê, pa, verduidelik vir my. Hy sê, gaan haal daai boor wat lyk so klitser. En nou begin ek 'n gat te boor met 'n hand. En ek dink met myself, maar ek sê my pa, maar daar's nuwe maniere om dinge te doen. Hy sê, maar jy gaan nooit weet waar ek gegaan het as jy nie die gat boors wat ek hom geboor het nie. Ek sê, pa, maar daar's nuwe dinge. En vandag wil ek vir sê, die Here is besig om aan te beweeg, maar ons wil vashou aan die ou dinge. Die Here is besig om 'n bespoed te beweeg, maar ek en jy wil vashou aan hoe ons kerk gesien het en hoe ons dinge gesien het. Die wêreld is besig om te verander, vinniger as wat ek en jy kan byhou. En miskien hierdie jaar wil God jou op hierdie wandel om te sê, miskien my seun, miskien my dogter, is dit tyd om by die tyd in te skakel, en die proses in te skakel, en hou op, gooi vandag die handboor weg, pa, jy mors jou seun se tyd,
want ons beter tegnologie. Ons ding het aanbeweeg. Hy hoef nie deur te gaan wat jy deur gaan nie. Inteendeel, as jy dit reg doen, word jy eintlik die trampolien waarvan jou kind kan afspring om verder te gaan as wat jy is. Kan ek dit vandag vir 'n paar, dalk 'n paar wat vandag moet hoor. Kan ek vandag sê vir paas en seuns? Weet jy dat jou pa die enigste een is wat die beste van jou het, vir die beste vir jou wil hê en wil hê jy moet verder groei as jy. So pa gaan leef dit uit vandag. Moenie dit mis nie. Moenie dit mis. En hoor hierso, gooi daai boor weg. Gaan verkoop hom vir gemors metaal, want jou seun gaan niks leer uit daai ding uit. Hy gaan leer wat dit is om koek te bak. Is dit reg so? Wat ons wil doen is, ons wil nuut begin, maar met ou sisteme. Ons wil nuwe dinge doen, maar op die ou manier van hoe ons gewoond was daaraan. Nou vandag wil ek jy sê, ek wens ek kon hierdie ding gepreek het in die Kaap, en dit sou baie makliker vir ons gewees het as jy hierdie ding in die Kaap vind. Hulle weet wat is wat wynprese en druiwetrosse en al daai goeders, en hulle weet presies dit, maar hoe weet ek en jy, en hoe leef ons osself in hierdie storie wat Amos probeer vir ons sê? So vandag, net vir 'n oomblik, ek kon dit so gesê, jy bou 'n huis. Nou ek het 'n hele paar jaar terug in Bronkhorstspruit het ons huis gebou, en ek het vir myself gesê, hier is die beste tyd van my lewe, ek wil vir elkeen sê wat wil bou. Wat ook al die kwotasie is, maal dit met 3, is dit reg? Ek het dit na die tyd uitgevind. So terwyl ek besig is om te bou, kan jy vandag dink, terwyl jy besig is om te bou, en jy is besig met die fondasie, die oomblik as jy daai graaf vat, en jy druk daai graaf binnekant, die volgende ook staan die mense wat die kaste insit, langs jou. En dan sê ons, as jy so om die kast en dan sê hy, luister broer, met alle liefde en respek, ek is besig om die fondasie te groei, en sê hulle, maar hulle het my opdrag gegee om hier te wees. Hulle het my opdrag gegee om te sê, die proses moes al lankal gewees het, ons is hierso. Dat is dieselfde manier wat Amos probeer vir ons sê, daar's gaan 'n tyd kom wanneer dit begin vir jou voel, as dit voordat jy nog dinge gedoen het, is daar klaar 'n volgende plek waar jy jouself moes al bevind het. Hy probeer net vir ons te sê, daar's 'n spoed wat gaan gebeur, en die oomblik as daai spoed gebeur, moet jy byhou by die spoed. En met die proses, en moenie probeer dieselfde dinge doen wat jy 20 jaar terug gedoen en gesê het, nou lyk hoe dit moet lyk nie. Hy sê, daar's 'n nuwe tyd wat aangebreek. Die proses is die volgende, dit gaan vinniger wees as wat jy gewoond was in die ou tyd. Kerk, jy moenie dit mis nie. Okay, ek gaan nie lank vir jou tyd vat, ek waarborg jou. Ek gaan nie lank, so ek wil net vir 'n oomblik sal my wees. Hy sê vandag, jy het nodig om by die tyd aan te bly. Moenie mis wat God in die seisoen wil doen, omdat jy gewoond was aan hoe die mense dit gedoen in die ou tyd nie. Ek dink by myself, hoeveel kere wanneer ons by 'n plek gekom het waar ons probeer dinge bou en presies aan mekaar sien en sê, en die meeste mense, en hoor hierso, dis nie ou mense nie, dis 'n mense ding. Ons wil graag weer terugvat hoe ek gewoond was om dinge te doen. Ek ook nou in ons generasie het ons dit so gedoen. En die dag toe ek kerk gegaan het ons dit so gedoen. Die dag toe ons die Here gedien het ons so gedoen. Iemand eendag wil sê, niemand kan die Here dien om sy hande te klap nie. Wat? Niemand kan die Here dien met daai lawaai nie. Niemand kan die Here dien. Ek sê, Dawid het met sy onderklere gedans. Inteendeel, die woord sê, die aanbidding gaan so erg wees, dat dit gaan klink soos waterval en waterstrome, en dit sê, dit gaan so hard wees. Miskien het ons nodig om ons ou manier van die proses, van hoe ons gedink het moet wees, agter ons sê, Here, wat wil ek kom doen in die nuwe seisoen? Moenie vasgevang word in 'n ou proses, en jy bereid is om te verander nie. En wanneer ek praat vandag, om te sê, die Here wil hê ons moet intentioneel bou. Ek net nog 'n ding. Dis nie alles wat jy weet nie, dis alles wat jy nie weet nie, wat jy eintlik gaan doodmaak. Dis nie alles wat jy weet, die meeste van ons dink, maar dis wat ek weet, nee, dis alles wat jy nie weet nie. So vandag net vir 'n oomblik, ek wil jou tyd gevat en net vinnig in die Nuwe Testament ingaan, en dan gaan ons 'n paar voorbeelde gebruik van hoe ons dinge doen. So in Lukas 5 sê die volgende, en dis Jesus wat praat, en hy sê, en niemand gooi nuwe wyn in ou wynsakke nie. Hy praat van 'n proses. Jy drink nie wyn uit 'n wynsak uit nie. Jy stoor dit daar binnekant, dis die proses om wyn te stoor. So hy sê, daar's 'n proses van hoe hulle dinge gedoen het. Hy sê, niemand doen dit so nie. Hy sê, die nuwe wyn sal die ou wynsakke laat bars, en die wyn uitstort en die wynsakke vernietig. En dan sê, nuwe wyn moet in nuwe wynsakke gegooi word. Nuwe dinge, nuwe prosesse, nuwe dinge moet gestoor word in nuwe dinge. As jy vandag sê en sê, Anders, ek verstaan nie hoe werk die dinge eintlik nou nie. Nou, ek weet, dinge het soveel vinnig verander as wat ons gedink het gaan verander. Kan ek vir jou sê, moenie jou huwelik bou op dieselfde manier wat jy gebou het 20 jaar terug nie. Moenie finansies doen wat jy finansies gedoen het 20 jaar terug nie. Kan ek nog 'n ding sê?
As jy vandag 20 jaar gered is, het jy nodig om die Here meer lief te hê, as die dag wat jy hom aangeneem het, 20 jaar terug. Moenie bou op dieselfde prosesse nie. Moenie bou op dieselfde maniere nie. Daar is niets vir jou. Daar is 'n nuwe manier hoe God dinge wil doen. Hulle sê, jy kan ongelukkig nie die nuwe dinge met ou dinge vergelyk nie. En hoe gaan ek verstaan vandag? Ons het verskillende mense vandag in die kerk. Ons het linkerbrein mense, en ons het regterbrein mense. Linkerbrein mense, as jy wil weet of jy linkerbrein mense is, dis jou kar lyk vandag. Jou kar is skoon en netjies. Regterbrein persoon is die volgende. As ek vandag saam met jou in jou kar gaan klim, gaan jy die eerste ding uit jou mond uitkom en sê, pastoor, regtig jammer, ek het baie kinders. Skuif net asseblief daai papiere en al daai goeie daar. Ek wou die kar al gevat het om gewas te word. Regterbrein, moenie verskoning maak daarvoor nie, ek verstaan waar jy gaan. En vanaf wil sê, ons het nodig om aan te gaan. En ek wil sê, dis nie dat die oud sleg was nie, hoor jy so. Dis nie dat die oud sleg was nie. Jesus sê nie gooi die oud weg nie. Inteendeel, hy sê eintlik, die oud is nie sleg nie, maar die pas het net geskuif. Die manier hoe God begin dinge doen, het net vinniger geraak. Die manier hoe God begin dinge doen in jou eie lewe, het vinniger geraak. En meeste van ons sê vir onsself, nee dankie, ek is nie bereid, want weet jy wat, ons lewe op manual. Here, dis hoe ek dit gaan doen. Here, dis hoe ek dit wil doen. En dan mis jy uit wat God eintlik vir jou het in jou eie lewe. So ek wil jy vandag sê, voordat jy aangaan en voordat jy begin doen mekaar, wil ek jou eers vat na hierdie ding. So ek het ons almal bid vir herlewing. En herlewing is een van daai vir oomblikke in die kerk se geskiedenis wanneer daar mense na die kerk toe kom en hulle stroom in en daar's nie genoeg plek vir hulle in die kerk om te kan sit nie. Herlewing sê dat hier staan iemand hier voor en al wat jy hoef te sê is Jesus en ewe skielik kom 'n hele dorp tot bekering. Nou ons almal het hierdie gedagte wat ons sê is dat ons bid vir herlewing. Ons bid vir herlewing in ons gesinne, ons families, in 'n werksplek, in ons dorpe, in ons buurte, en ons bid vir herlewing. Here, stuur hulle. Kan ek vir jou sê, wanneer herlewing gebeur in ons dorp, het jy nodig om jou so 'n klein bietjie ongemaklik te raak. Met herlewing kom daar altyd ongemaklikheid. Ongemaklikheid, jy gaan dalk nie 'n koffie meer kan drink nie want die rye gaan te lank wees. Hallo. Die kerk gaan te klein wees, party van ons moet gaan staan. Is ek bereid om te staan? Nee, ek weet nie of dit vir my kerk vir jou is nie. Van ons het nodig om ons huis oop te maak vir die mense om bedien te word, want hulle is honger vir die aanraking van God. Is jy bereid om jou huis oop te maak? Jy sien saam met herlewing kom daar altyd ongemaklikheid. En jy sien die kerk het gegroei in herlewing en ongemaklikheid, maar die kerk het gemaklik geraak. En ons dink dat herlewing gaan ewe skielik uitgebeur. Nee, herlewing bring altyd ongemaklikheid. So ek wil vanaf sê, voordat ons bid vir herlewing, kom ons vra onsself die vraag, Here, is ek bereid om ongemaklik te raak? As jy nie eens hou van die persoon nou langs aan jou nie, jy dink as jy net op sy skoot moet sit, want ons het genoeg plek in die kerk nie. Kan jy dink vandag is dit so ongemaklik dat daar nie plek is vir 'n muis in hierdie plek nie? Jy sien saam met herlewing, saam met God se nuwe dinge kom daar nuwe uitdagings. As jy bereid vandag om te sê, Here, ek is bereid om my gemaklike sitplek op te gee. Maar kan nie sien dat U nog steeds dieselfde ons kan nie sien dat U ou dinge gaan doen nie, maar U gaan iets nuuts kom doen in ons dorp. Ons bid vir nuwe dinge, is jy bereid vir die nuut om te gebeur? So van ons, ek wil dit vinnig so ons wil die nuwe soos die bekende hanteer. Nou ek het net een goeie voorbeeld. So wanneer ons praat van die bekende, ek is bekend met 'n paar dinge. Kom. Ek is bekend met hierdie skoene. Ek gaan wil ook hierdie skoene, bring daar ander ook. Ek is bekend met hierdie skoene is gemaak vir oefening. Hierdie skoene kan jy gemaklik draf, jy kan gemaklik oefen, jy kan gemaklik krieket speel, hierdie skoene is gemaak vir gemaak. Ja, as jy dit aan het, sweef jy. Dis die lekkerste skoene wat jy kan aantrek, glo my, dis die lekkerste skoene wat jy kan aantrek. Hierdie goeders is gemaak vir Afrika. Ek wil nou sê, die probleem wat ons het is dat ek is gewoond aan dit, want elke dag as ek opstaan en gaan oefen, dan trek ek daai skoene aan. Maar 'n hele paar jaar terug, ware storie, 'n hele paar jaar terug, nooi een van my vriende my om te gaan motorfietsry. En ek is in vir motorfietsry. Ek is van enigiets wat vinnig is. Maar hier is die ding. So hy sê vir my, hoorie so, jy het hier nodig om hierdie skoene aan te trek. En terwyl ek die skoene aantrek, sê vir my, want my verwysing is die volgende. My verwysing is hierdie.
My verwysing is, hierdie is gemaklik en ek kan daarmee hardloop, ek kan daarmee doen en die beweging daarvan, my voete voel gemaklik, my enkels voel gemaklik, my knieë voel gemaklik, ek voel gemaklik binnekant hierdie. Die probleem was die oomblik toe ek dit aantrek, toe sê ek vir hom die volgende, weet jy wat, dis 'n bietjie ongemaklik. Ek kan nie eers behoorlik beweeg in hierdie goeders, en hy sê, hierdie skoene is nie gemaak om te beweeg nie, dis gemaak om te ry. Ek sê vir maar, moes toch ergens langs die pad, moet ons loop met hierdie goeders, hy sê, hierdie skoene is gemaak vir beskerming. Ek sê vir hom, maar ek sukkel so 'n bietjie, want daar's 'n groot staalpunt daarvoor, en ek verstaan nie eintlik waarvoor hy sê, daai staalpunt daarvoor is vir jou om ratte te verander in jou lewe. Ek sê, verduidelik my meer. Hy sê, hierdie goeders kan maak of jou enkel of jou bene gebreek gaan wees of nie, as jy dit in die berg afgaan. En weet wat kom ek agter? Dis nie dat dit sleg is nie. Dis nie dat die terrein verander het. Dis nie dat hierdie sleg was nie. Hierdie skoene was net gemaak anderster en vir 'n ander terrein as wat vir hierdie gemaak is. En ek kom agter in ons eie Christenwandel, is dat ons is gewoond aan hierdie. Maar partykeer verander God die terrein. En wanneer God die terrein verander, dan vra God vir hom jou beweeglikheid baie keer minder te maak, om meer jou beskerm, meer aan ander dinge te dink as wat jy net gedink het aan die skoene. En vandag wil ek weer sê, hierdie skoene is gemaak vir 'n ander plek en 'n ander manier. Hierdie skoene is gemaak nie vir gemak nie. Hierdie skoene is gemaak vir beskerming. Hierdie skoene is gemaak om jou vinnig te vat na jou volgende bestemming toe. Al voel dit vir jou asof die beweging ongemaklik is, maar hierdie skoene gaan jou vinniger ergens in vat as wat hierdie skoene jou ooit gaan vat. Want die oomblik as jy op die motorfiets klim, op die stelsel kom, die oomblik as jy daarop klim, weet jy wat gebeur met hierdie? Alles. Nou, ek gaan jou vertel wat hy vir my sê nou, Jesus, ek weet, hy is ook 'n biker, ek weet, jy is ook 'n biker, so hy gaan dalk vir my meer sê, so nou, ek is 'n kort ouetjie van statuur. Hy het 'n groot motorfiets, want hy's 'n langer ou as ek. So weet jy wat sê vir my, pastoor? Al wat jy hoef te doen is, klim op die motorfiets, en nou gaan ons ry. Ek sê, maar my voete raak nie die grond nie. Hy sê, jou voete het nie nodig op die grond te raak nie, jy gaan ons nou ry. Ek sê, my voete moet die grond raak, want anders gaan ek nie ry nie. Hy sê, jy het nie nodig op die voete, want die oomblik as jy val, weet jy wat sê hulle vir jou? As die oomblik as jy val, gee spoed, dan sê ek, daar's geen manier nie, as ek val, gaan ek val, ek gaan nie, hy sê nie. Weet jy wat sê, jy het mos al die beskerming aan, jy kan gaan, jy het al die dinge aan om jy te beskerm, jy het nie nodig om te worry oor al die dinge wat jy geworry het as jy hierdie aan het nie. En vandag wil ek vir Christen met praat en vir sê, wanneer jy begin in die wil van God ingaan, het jy nodig om te worry oor al die dinge waarin jy geworry het terwyl jy hierdie aangehaal het nie, want nou hoef jy net te worry, gaan jy vorentoe. Gaan ek aangaan? Gaan ek weet wat God vir my gegee het hierdie jaar en gaan die res van my lewe, die lewe wees wat God vir my uitgesit het, of gaan dit my oomblik wees? Gaan ek doen wat God vir my gesê het, of gaan ek wees wat gemaklik was? Ek wil vir jou vra volgende. Dis nie dat die oud sleg was nie. Die probleem was ons verwysing is die oud. En weet jy wat doen ons? Nou wil ons die nuwe aantrek en vergelyk met die oue. So vandag gaan ek vra vir Christene en ek vra vir Christene, as jy wonder of jy Christen is, ons gaan vir jou geleentheid vandag gee. Ek wil nie met wonder vandag sê uitstaan bly nie, daar's moenie waar nie. Ons gaan nou oor praat. En die oomblik as dit ongemaklik raak. Die oomblik as dit ongemaklik raak in jou lewe, weet jy wat doen jy? Jy probeer jouself uit dit uit te praat. Die oomblik, en ek sê vandag vir jou, wanneer jy nie jou voete kan voel op die grond nie. Die oomblik as dit ongemaklik raak, weet jy wat is ons eerste geneigtheid? Ek is nie goed genoeg nie. Ek dink nie hierdie is vir my nie. Ek dink dit is vir al die ander mense, maar hierdie is nie vir my nie. En ek wil vandag weer sê, jy is nie vandag die enigste nie, jy is vandag net nog 'n persoon wat homself uitpraat wanneer dit begin ongemaklik raak, want dit was nooit gemaak vir gemak nie. En weet jy wat gebeur? Ek probeer myself uit te praat en sê, ek weet hierdie skoene is gemaak vir al hierdie mooi dinge, maar eintlik is dit ongemak is nie waarmee ek doen nie. Ek doen nie ongemaklikheid en vandag gaan ek vra vir elke liewe kerkpersoon. Probeer jouself altyd, en as jy eerlik is met jouself, dis nie nou nie, dis nog die hele tyd. Jy probeer jouself altyd uit dit uit te praat, wat God wil kom doen in jou lewe. Wanneer dit begin ongemaklik raak, dan sê jy vir jouself, ek dink nie dis meer vir my nie.
As ek vandag vir jou vra, hoeveel keer het jy opgegee? Die oomblik wanneer dinge ongemaklik geraak het. Of dalk in 'n ongemaklike terrein was. So, okay. Nou is ek op hierdie motorfiets. Ek's op hierdie motorfiets. En nou gaan ek ry. Het ek al gery 'n paar keer, maar nie dit wil my voet op die grond was. Nou is ek op hierdie motorfiets. Weet jy wat doen hulle? Hulle sê vir my, hou net vas en gee vet as jy voel jy gaan val. Nou gaan ons teen 'n berg af met klippe. Ek het nog nooit daar gery in my hele lewe nie. Inteendeel, ek sal nie weer 'n keer nie. Okay. Nou gaan ek af in hierdie berg. Ware storie. Weet jy wat gebeur? Hulle moet my vashou. So nou is 'n paar ouens wat hierdie kant staan en hulle gaan my nou op hierdie motorfiets opsit. So hulle moet hom nou vashou want my voete raak nie die grond nie en daai ou is te lief vir sy motorfiets. Ek kan nie glo hy's lief vir sy motor en sit my daar op nie. Maar nou is ons hier. Nou gaan ons ry. En hy sê, "Oké, ons gaan jou vashou en as jy op die telling van 3 moet jy begin vet gee." Ek sê, "Prys hier, ons gaan." En weet jy wat gebeur? Die oomblik toe ek vet gee, toe los ek en daar gaan ek. En dan gaan luister met die spoed van wit lig, gaan ek hier af. Terwyl die Here my terugvat al daai oomblik toe daar by die kruis, terwyl hy my vat aan daai koppie toe en hy sê vir my, "Onthou jy dat agter dit gebeur het?" Ek sê, "Here, ek onthou presies tot vandag, ek sal nooit vergeet nie." Hy sê, "Onthou jy weet jy agtergelos?" Want daar was party mense wat jou vasgehou het en daar was party mense wat gesê het, "Luister, ek gaan jou op hierdie motorfiets vashou." Maar van ons moet nodig om te verstaan dat God wil aanbeweeg. En van ons as hulle nie bereid is om saam te kom nie, is dit dalk nie vir jou in hierdie seisoen nie. Want ons altyd mense wat jy gaan probeer ophou en regop hou en alles. Maar God sê, as jy begin beweeg, gaan jy regop bly anyway. As jy begin beweeg, gaan God begin dinge in jou lewe kom doen. Jy hoef nie van ons wil vashou hier en sê want ek voel ek is nog nie reg nie. Ek voel ek is nog nie reg nie, maar al wat jy moet doen is jy het nodig om 'n bietjie te beweeg. En nou wil jy sê party van ons, nie almal van ons, maar party van ons sit vasgevang. Want jy vra vir jouself, maar as ek daai mense agterlos, as jy eerlik is met jouself, daai mense het nog nooit vorentoe gevat nie. Hulle was die hele tyd daar om jou bo te hou en op te hou en te stabiel te hou, maar wie van ons weet, die Here het aanbeweeg. Want jy lyk so vir die laaste 20 jaar en sê, "Here, ek kan nie verstaan nie." En die Here sê, "Maar jy is nog steeds jy is nog steeds besig om te vashou. Hulle moet jou nog net bietjie vashou en hulle gaan jou balanseer. As hulle jou balanseer, weet jy gaan nie beweging hê nie." Terwyl jy daar staan, is jy eers geneig om jouself uit dit uit te praat. Wat gaan gebeur as ek begin beweeg? Gee vet! Is jy seker? Ja, gee net vet, maar nie worry nie. En dan gaan jy, oor klippe, oor dinge, met jou bootse. En jy gaan. Die probleem is, ek nie weet waar om te stop nie. Want die enigste manier hoe ek kan stop, is 2 maniere. Of ek gaan val en dan sit dit vinnig gestop, of ek gaan ry tot die petrol uit daar kom en dan gaan ek vinnig stadig begin ry en begin net val. So, dis hoe my motorfiets ervaring was. Maar tog vir jou sê vandag, van is dit nodig om dinge agter te los. Want dit pas nie eintlik in by 'n nuwe seisoen nie. Van is dit nodig om agter te los. Jy kan gaan sit, sorry, jy kan gaan sit. Kom skep vir broer se lekker aan by my. Esegiel 47 vers 1 tot 2. Dis ook weer die Here praat wanneer hy begin in Amos en daarna in Esegiel praat en ons ken Esegiel 36 en 37. Nuwe Hart 36 37 sê die volgende van sy sê daar gaan 'n vallei wees van droë bene. Ons almal ken dit, jy het al gepreek daaroor, jy het al gehoor iemand preek daaroor. Maar hier is 47. Sê Here, wat wil U vir ons sê in 47? En hy sê die man het my teruggebring na die ingang van die tempel. Daar het ek 'n stroom water gesien wat onder die tempel se drempel ooswaarts uitvloei, want die tempel het oos gekyk. Hierdie stroom het van regs van die altaar aan die suidekant verbygegaan. So hy verduidelik hierdie prentjie van hoe dit gelyk het in hierdie prent wat God vir Jesaja wys. Hy sê daar's 'n tempel, ons noem dit vandag die kerk. Hy sê binnekant die tempel is daar 'n altaar en binnekant die altaar is daar 'n rivier wat vloei en die rivier vloei na 'n sekere rigting toe. Ek wil jy die prentjie vir jouself skets. Daar's 'n altaar, die huis van die Here. Ag, daar's 'n gebou, die tempel, dis die huis van die Here. Binnekant die tempel is daar 'n altaar en die altaar is waar daar 'n rivier vloei en die rivier vloei na sekere rigtings toe. Dit gaan bereik sekere dinge. En vanaf wil jy sê dis 'n goeie prentjie van waar ons is as die kerk van Christus. Dit is dalk 'n profetiese ding van waar die kerk vandag homself bevind. En vandag wil ek sê as jy na iemand langs jou kyk en sê jy's by die kerk, maar jy is ook die kerk. Ons word die kerk
van Jesus Christus. So, vandag. As jy eerlik met jouself, dinge begin anders te lyk in jou eie lewe en hoe ons die lewe begin sien, maar dit is nie net om verandering te sien, dit is nie net verandering nie. Maar wat wil God kom doen met verandering? Hy gaan verder en hy sê die man het oos gestap met 'n maatlyn wat hy by hom gehad het, 500 meter van die oospoort gemeet het. So, hy het hierdie maatband, die Engelse vertaling sê, hy het 'n stok gehad, 'n maatstok gehad, en met hierdie maatstok het hy gemeet. Okay? Hy sê, toe hy later met deur die water loop, hierdie water was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Hier was hy kniediep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Tot nou het dit by my heupe gekom. En die laaste gedeelte sê hy, toe meet hy nog 500 meter af, maar toe was die water 'n rivier waar daar mense kon loop nie. So was heel eers enkel, knie, heupe, en nou sê hy daar's 'n plek waar daar geen meer plek was vir jou om te kan loop nie. Nou het jy nodig om te swem. Dis nie net 'n oomblik gewees wat ons deur die water gestap nie. Hy vertel van 'n prentjie van hoe dit lyk binnekant hierdie rivier. Hy gaan verder en sê, die water was diep genoeg dat 'n mens daarin kon swem. Dit het 'n rivier geword waar 'n mens nie kon loop nie. Hy vra dit vir my, mensekind, het jy dit gesien? Die ander vertaling sê die volgende, sien jy wat ek vir jou wys? Dan vandag gaan ek jou vra kerk, ek probeer die prentjie te skets en weer te vra, sien jy vandag wat God vir jou sê? Daar's 'n huis van die Here, 'n kerk, 'n tempel. Binnekant hierdie tempel is daar 'n altaar. 'n Altaar is altyd 'n plek waar ek en jy ons lewe kom neerlê. 'n Altaar is 'n plek waar jy iets kom neersit en vir God se Here kom doen met wat u wil kom doen in daai area. Dis ook 'n plek van herinnering. Dis 'n plek waar jy sê ek sal nooit vergeet waar ek vandaan kom nie, maar ek is prys hier ek is nie meer daar waar ek was nie. Amen. So is altyd 'n oomblik, 'n altaar is 'n plek waar jy voor God sit en sê, Here, ek kom lê iets neer. En die oomblik toe hy iets neerlê en dan sê dit daar's 'n rivier wat vloei, die rivier vloei van enkel, knie, heupe, en dan begin hy so diep te word dat jy nie meer daarin kan swem, jy moet nodig om te swem. 'n Paar dinge wat ek hier moet gaan vasmaak vandag in jou hart is die volgende. Kan jy dit sien vandag? Die eerste vraag wil ek jou vra, kan jy sien vandag wat God wil kom doen? Kan jy sien vandag net die rivier, as jy dalk niks anders kan sien vandag nie? Kan jy sien vandag die rivier wat vloei uit die tempel uit, vandag uit die kerk uit? Kan jy vandag sien hoe die water mense aanraak? Kan jy vandag sien hoe mense begin in die water inklim? Kan jy vandag sien hoe die rivier mense lok wat dalk nog nooit die water gesien het nie? So kan jy vandag sien kerk. Dan gaan hy verder sê, die vraag is met wat daag jy op wanneer jy na die rivier toe gaan? So heel eerste, my kierie, jy gesê, vertaling sê, hy het gebring en hy het 'n maatstok gebring en hy het die ding begin afmeet. Die eerste plek waar hy gemeet het was enkeldiepte. Nou enkeldiepte is baie mooi voorbeeld om te sê, jy voel die water, maar die oomblik as jy die water voel, dan stap jy weg. Ek kon dit so vir jou gesê het, ons sê halleluja en amen op 'n Sondag, maar die oomblik as jy die kerk se deure verlaat, beteken eintlik niks meer vir jou nie. Ek vra vandag vir met wat daag jy op? Daag jy vandag op met 'n maatstok en sê, ek gaan eers hierdie water toets. Ek gaan eers voel of hierdie water regtig is wat dit is om te sê, ek gaan dit toets, maar weet jy wat, ek is nie eintlik bereid om verder te gaan nie. Die volgende vlak wat hy sien was 'n vlak van kniediepte. Dis gewoonlik wanneer kinders begin swem. Het jy al by die see gesien, kinders swem in kniediepte water. Nie eintlik dieper nie. Wanneer die oomblik wanneer 'n kind 'n klein bietjie dieper wil gaan, my vrou sal sê, "Hey, kom hier. Waar ek jou kan sien." Hulle is nie bereid om verder te gaan nie. Dis gewoonlik daar waar jy weerstand beleef, maar nie regtig weerstand beleef nie. Dis gewoonlik daar waar die golfies slaan, maar dis nie regtig slaan nie. Maar weet jy, het kom agter, hy vertel hierdie prentjie, en terwyl ek hierdie prentjie sien, begin ek te sien hoe God eintlik vir ons probeer vir ons sê. Wanneer jy so klein bietjie dieper gaan, jy begin heuphoogte in te stap, dan beleef jy weerstand wat jy eintlik nog nooit beleef het nie. Maar dit is ook hierdie weerstand wat maak dat ek en jy ons spiere en ons dinge laat groei. In weerstand groei dinge. Kerk? In weerstand groei dinge. Nou begin ek te beweeg. En ek voel dalk so 'n bietjie weerstand. Here, ek weet U het my gevra hierdie jaar om my alles te gee. Here, ek weet hierdie jaar het my gevra om by Grow Track aan te sluit. U het hierdie jaar my gevra om by 'n Grow groep aan te sluit. Here, U het my hierdie jaar gevra om dalk 'n man te wees vir my vrou en vir my kinders. Here, U het my gevra. En dit begin maklik te wees in die begin, maar nou begin jy die water te toets. Nou 5 mense sê, ek is bereid om met my krieg in te gaan. En hoe kan dit moeilik raak? Dan sê, weet jy wat, dit was lekker geweest. Kan ek weer sê van ons, en nie almal van ons, maar meeste van ons, ons is in die water, maar daar's ook sekere dele van jou liggaam wat nog nie in die water is nie. Jy's gered en jy's in die water, maar jou beursie is nog nie in die water nie. Hoi. Kerk.
Jy's in die water, maar jou verhoudings is nog nie in die water nie. En jy's in die water, maar jy's nog nie jou verhoudings is nog nie in die water nie. Jy's in die water, maar jy's nog nie bereid om alles in te sit nie. Jy's in die water, maar jy sê vir jouself, ek gaan eers toets met die toets vir die laaste 20 jaar. En hier wil ek vir jou vra die volgende, net as jy dan dink, ek wil jy vandag vra om alles in te gaan. Hierdie jaar kan jy net 'n plek wees waar jy sê, ek gaan 'n toets nie. Ek gaan maar kyk of ek eers hierso. Mag hierdie jaar die jaar is, en weet jy wat, ek gaan julle dit se laaste storie. Ek gaan jou vertel van 'n storie waar ek en my vrou vir die eerste keer by badplaas was. Groot oomblikke, badplaas, beste plek ooit as jy in die binneland is, die res van dit by die see altyd. Okay. Nou ek en sy was by badplaas gewees. Nou dit was 'n groot oomblik vir ons, ons was die eerste keer weg gewees. Ek en sy alleen, prys die Here, maar ons was ook ons is jong getroud gewees. Ek gaan nou nie vir jou jok nie, ons was weg gewees vir die eerste keer en ek sê vir haar, my bokkie, badplaas is die antwoord. Maar ons het nie geweet nie, wanneer jy jong getroud is, wil jy die beste lyk wat jy ooit gelyk het. So sy het haar hare gaan doen, sy het haar naels gedoen, haar oogwimpers was gewimper. Jy weet waarvan ek praat, alles is reg. Die vrouens, julle weet waarvan ek praat, maar ek het nie geweet, ek sê julle, ek het nie geweet nie. Wanneer my vrou se hare nat word, kry dit ekstra lewe, body. Dit kry 'n wil van sy eie. Maar weet jy wat jy dink, as jy nou as 'n man as jy jong getroud, wil jy eintlik nou jy wil afshow en jy wil so klein bietjie, so wat ek gedink het by myself terwyl ek daar langs die swembad lê en ek's besig, dit is lekker oomblikke, regtig lekker oomblikke. En sy kom, sy bring vir my 'n koeldrankie daar aan en sy sê vir my bokkie, is dit vir jou koeldrank? Ek het net vir ietsie kom gee want ek sien jy kry so warm. Toe dink ek by myself, hierdie vakansie gaan ek nou maak of breek. As ek aan nou vat en ek gooi aan die water in, dan sy gebreek, maar sy wil die hele tyd nie swem, want as sy in die swembad is, sê sy vir my, onthou net my hare. Mans, is dit net ek, weet julle waarvan ek praat? Onthou net my hare. Sê ek, okay, maar as ek al inbreek nou, dan hoef ons vir die res van die tyd te worry oor die hare nie. So wat ek doen is, ek staan daar op, terwyl sy die koeldrankie so aanbring, sê my bokkie, dis sê my bokkie, hier is my kans nou. En ek gryp haar, en ek gooi haar in die water in. Oogwimpers waai, naels waai, hare waai, alles waai. En sy is ingebreek aan haar. En vandag wil ek jy sê, ek wil graag vandag daai ou wees. Wat vandag jy vat en vir jou sê, as jy gewonder het vandag, of jy in die water kan ingaan, en jy is besig om die water te doen, vandag wil ek daai ou wees vir jou sê, kom alles in. Bring alles in. Moenie wag vir nog 'n oomblik nie. Luister, moenie wag vir nog 'n jaar nie. Ek wil jou vat vandag weer sê, kom in die water en voel wat dit is om te kan swem. En van ons het hierdie weerstand, jy kan nie verstaan nie wat maak jy, en jy probeer jouself eintlik altyd uit te praat. Vandag wil ek jou vat en weer sê, dis tyd om in die water in te gaan. En as die hoogwimpers waai en die hare waai en alles, en sê vir jouself, dit was die moeite werd geweest, want van daar af is jy in die wil van God en jy sê, Here, kom doen met my lewe wat jy wil. Van ons met jou verskonings, like jy sê al die laaste 10 jaar, God praat met jou om te op te staan om 'n groeigroep te begin, of 'n growgroep te begin, en jy sê vir die Here, eendag sal ek. Die Here sê die tyd het lank al gebreek, die wingerde is al vrot van hoe jy wag. Ek moet vinnig maak, kyk hier, laaste skrif. Terwyl ek daar loop, sien ek 'n hele klomp bome aan albei kante van die rivier. Hy het gesê, hierdie rivier vloei soos deur die woestyn af na die Jordaanvallei toe, waar dit dan in die dooie see invloop. So hy sê die rivier vloei buitekant uit die kerk uit. Uit die kerk het vloei hy, en binnekant hy vloei na 'n plek toe wat ons noem die woestyn, en na die woestyn af, dan sien ons hoe hy deur na die dooie see toe gaan. As die rivier vloei. Hy's intentioneel. Vir jy sê vandag van julle wat al gewonder het, hoekom praat ek oor dit, want van ons het nodig om te verstaan dat hierdie rivier vloei en hy maak nuwe dinge of ou dinge nuut. En hy maak dooie dinge weer lewendig. Van ons het weer 'n plek om sê my lewe voel so woestyn, en vandag wil sê die kerk en die rivier vloei na jou toe vanoggend. Maar hoe jy daar gaan inklim is wat jy gaan uitkry. En ek weet vandag jy toets nie die water. Maar wat jy vandag gaan insit, as jy aan die einde van die jaar gaan uitstap. En van ons moet vandag hoor, God vra vandag vir jou, om dieper te gaan. Die water van die rivier sal die soutwater van die dooie see vars maak. Hoor jy so? 'n Profeet is vandag, hy sê, hierdie water sal soutwater vars maak. En jy vandag weet van iemand wat ver van die Here af is, maar naby in jou hart is.
Vandag wil ek sê, God is nie klaar met daai persoon nie. Bring hom, bid vir hom. Is nog nie klaar nie. God sê, en weet jy wat, dis gewoonlik daai ou wat jy sê, hy sal nooit die Here dien nie. Almal het van jou gesê. Mense het van jou gesê, jy sal nooit die Here dien nie. Kyk, waar sit jy vandag? Die 25 is nog steeds in die kerk. Dis nie net 'n nuwejaarsvoorneme nie. Hulle van jou dieselfde gesê. Sê, ooral waar hierdie rivier loop, bring dit lewe. Vis sal volop wees, want hierdie water sal die soutwater vars maak. En waar die water ook al vloei, sal alles begin lewe. Hy praat vandag van die kerk. Hy praat vandag daar waar jy begin vloei, want jy word die water wat vloei deur die plek. Nou gaan ek verder en sê. Die moras en kuile se water sal egter nie vars word nie. Hulle sal soutbronne bly. En ek vra die Here, hoe is dit moontlik vir jou om die soutwater, die dooie see, vars te maak, maar nie 'n moras nie? Het jy nie genoeg krag om die soutwater van 'n moras beter te maak nie? En die Here sê vir my, dit het niks te doen met krag nie. Het niks te doen met krag nie. Vandag wil ek sê, dit het niks te doen met krag nie. Dis eintlik 'n oorgee probleem. 'n moras weet van die water, maar hy is nie bereid om deel te word van die water nie. Hy weet van die water. Dis nie 'n kragprobleem nie. Weet jy wat, van die mense sê vir my, anders maar Jesus sal dit nooit sien nie. Daar's 'n plek in die Nuwe Testament waar Jesus rondloop as God. En hy loop rond op hierdie aarde en hy sê, wanneer jy kom en jy deel met hulle evangelie en hulle wil dit nie aanvaar nie, wat moet jy doen? Die stof van jou voete afvee en sê, ek is klaar. Hoekom? Want dit gaan eintlik nie, hoor jy, dit gaan eintlik nie oor die krag nie, dit gaan eintlik oor die hart. Ek is nie bereid om te hoor. Ek kon dit so gesê. Die persoon het klaar sy besluit gemaak oor sy toekoms. En vandag wil ek vir jou vra, daar waar jy is, moenie jou hart toemaak wanneer God wil beweeg nie. Miskien vandag is die manier van hoe jy dinge gedoen het, vir soveel jare so, en God roep jy vandag, daar bietjie dieper toe. Hoor wat in die water hy sê. Allerhande soorte vrugtebome sal aan die weerskante van die rivier groei. Die blare van die bome sal nooit verlep nie, en daar sal altyd vrugte aan die takke wees. Daar sal elke liewe maand vrugteoes wees, want die bome kry hulle water van die rivier wat uit die tempel uitvloei. Die vrugte sal kos wees, en die blare sal genesing bring. En vandag gaan ek jou vra, wat is die rede vandag vir jou om in die rivier te wees? En met dit gaan ek vra vir almal op te staan net vir 'n oomblik. Soos ek vandag gesê het, dis intentioneel vandag. Hy sê die rede vir die vloei van die rivier. Vir die bome wat daar geplant is. Die bome is daar om vrug te gee. Hy sê blare is om genesing te bring. En vandag gaan ek jou vra, as die kerk van Christus Jesus, wat geplant is by die rivier, wat kan bereik, waar een persoon nie kan bereik nie, maar dit is nie een persoon mandaat nie. Is elkeen wat geplant is by die rivier, word vandag beroep om vandag uit te reik na plekke toe, om genesing te bring, en voeding te gee vir mense, wat honger is. As jy vandag gevra het, Andries, praat jy vandag met my, en wil jy sê, as jy geplant is by die rivier, is die opdrag vandag vir jou. Jesus kom in die Nuwe Testament en hy sê die volgende, gemaak disippels van alle nasies. Ek vandag wil sê, ons almal ken iemand wat naby jou hart is, wat ver van Jesus af is. En die opdrag is vandag vir jou gegee, om hulle te gaan haal. Anders, maar hoe gaan ek dit doen? Begin by die begin. Kom alles in. Kom met alles in. Anders, maar ek ken nie die hele skrif, en ek ken nie al die Bybel, en ek ken nie al die verse, en ek wil jou vandag weer sê, God verwag nie van enige persoon, om al die verse te ken nie. Weet jy wat verwag hy van jou? Om bereidwillig te wees. Om daar te wees. God sal gebruik wat jy vir hom gee.
So vandag gaan ek vra net vir 'n oomblik en ek gaan nie vra vir mense se hande in die lug om te wees nie. Ek gaan net vandag vra van julle wat vandag julle name gaan opskryf by Growtrack. Hoekom? Omdat ek so gesê het, glad nie. Want vandag is jou volgende stap om 'n klein bietjie dieper te gaan wat God vir jou gegee het. Val jy dit nodig by 'n groeigroep aan, 'n growgroep aan te sit, nie omdat ander so gesê het nie, maar dis jou volgende stap. Van julle gaan groeigroepe begin. Nie omdat ander so gesê het nie, maar jy weet dis jou volgende stap. God wil beweeg, maar ek en jy ons wil nuwe dinge doen op die ou manier. So vandag gaan ek vra vir almal se oom toe te wees, net vir 'n oomblik, en ek gaan vir ons bid. Ek weet ons tyd is lankal klaar. Vader, ek bid vandag, so wat ons osself bevind vandag, 'n nuwe seisoen, 'n nuwe jaar. Here, maar vandag vra U eintlik nie vir elke liewe persoon hierso, wat was sy voorneme gewees nie. Here, U vra vandag vir elke liewe een, is jy bereid om 'n vlak dieper te gaan? Is jy bereid om 'n vlak dieper te gaan? As net die enkel, as net die knie, as net die middel. Maar God vra vandag vir jou om alles in te gaan. Laat hom toe om te kom wees wie hy gesê het hy gaan wees. So Vader, ek bid vandag dat U 'n saad sal kom plant in elke liewe se hart, om die mandaat op te tel wat U vir ons het. Here, vergewe ons soveel keer dat ons bou met die oud en verwag dat die nuwe dinge moet kom doen. As 'n kerk kom repent ons vandag. Ons vra dat U ons sal kom vergewe. Maar help ons ook in hierdie seisoen om ons alles te gee. In Jesus se naam. En die kerk sê amen. As ek regtig vir jou vra, as jy wil gebed hê, ons is If darkness goes running, he goes by the name of Jehovah. Baie dankie dat jy saam met ons gekyk het. As hierdie boodskap met jou hart gepraat het, ons gaan jou vra om te like en te share. Share met iemand wat naby in jou hart is, ver van God af is, en ons glo in ons hele harte dat God hom kan bereik daar waar hy is. Dan is daar enige gebedsversoeke is, of jy wil dalk reageer op hierdie boodskap, die besonderhede sal op die skerm verskyn. Ons is lief vir julle, bless julle. Goes by the name of Jehovah, Jehovah. He speaks into nothing, and darkness goes running. He goes by the name of Jehovah. Baie dankie dat jy saam met ons gekyk het. As hierdie boodskap met jou hart gepraat het, ons gaan jou vra om te like en te share. Share met iemand wat naby in jou hart is, ver van God af is, en ons glo in ons hele harte dat God hom kan bereik daar waar hy is. Dan is daar enige gebedsversoeke is, of jy wil dalk reageer